Goeiemôre op hierdie fantastiese dag. Hierdie is seker een van die belangrikste dae op die kalender van elke kind van God, van elke Christen mens. Dit is die dag waarop ons oorwinning begin. Dit is die kruisigingsdag. En dis die dag wat ons eenkant toe sit, wat ons heilig maak om Jesus se kruisdood te herdenk. Nou hoekom herdenk 'n ou 'n kruisdood? Hoekom herdenk mense 'n dood? Want dit is die dag waarop ons oorwinning begin het. Die kruis van Jesus is die sleutel wat die deur oopsluit tot ons vergifnis, tot ons versoening, tot ons nuwe lewe, tot ons ewigheid met God, tot ons nuwe lewe, ons lewe in oorvloed. Sonder die kruis was daar nie 'n manier vir my en vir jou om by God uit te kom nie. Maar Jesus het vir ons daai pad kom wys en dit is die begin van daai pad vir my en vir jou. Want daar was 'n kruis, 'n growwe hout kruis wat 'n verlosser aangehang het. 'n plek van pyn, 'n plek van marteling, 'n plek van totale oorgawe terwille van ander. En daar's baie ouens wat vandag mooi kruisies in hulle huis het en is 'n versiering en hulle dra hierdie ding met trots want dit is so mooi. Maar die kruis is eintlik 'n simbool van pyn, maar terselfdertyd is dit die simbool van ons verlossing. In Johannes 14 vers 6 sê Jesus: Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. En dis een van die redes hoekom Jesus op hy kruis gaan sterf het. Want die kruis is die sleutel en Jesus is die deur. Sonder hom, sonder die kruisdood, sou ons nie by God uitkom nie. Maar met hom en met wat hy gedoen het ons toegang tot die Vader. Nie omdat ek en jy so goed is en sulke goeie, mooi Christene is nie, maar omdat hy gesterf het. Want jy kan hoe mooi Christen wees, en jy kan hoe mooi mens wees, as jy nie Jesus inneem in jou hart nie, is jy op pad hel toe. As jy nie dit wat op die kruis gebeur het, aanvaar en verkondig nie, dan sit jy die pot mis. Jesus het nie gekom sodat die kerke kan wys hoe oulik is hulle en die Christene kan wees hoe oulik is hulle nie. Jesus het gekom en aan hy kruis gesterf omdat hy lief was vir ons, omdat hy iets vir ons wou doen. En hy het nie gekom vir mense wat met 'n vroom gesiggie sit nie. Hy het nie gekom vir mense wat 'n klomp koeksisters bak nie. Hy het nie gekom vir mense wat dink hulle is beter as ander nie. Jesaja 53 vers 5 sê: Maar hy is terwille van ons oortredinge verdeurboor, terwille van ons geregtighede is hy verbrysel. Die tugtiging wat vir ons vrede moes aanbring, was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Jesus het gekom sodat gewone mense, sodat ek en jy 'n kans sal hê om by God uit te kom, sodat ons 'n keuse kan maak om hom te volg. Hy het nie net ons fisiese pyn verduur nie. Hy het die volle gewig van ons skuld op hom geneem. Jesus het sonde vir ons geword. Nie net dit wat jy gedoen het nie, maar ook dit wat jy gaan doen. In Romeine 5 vers 8 sien ons hoekom Jesus dit gedoen het. Sien ons hoekom God hierdie drastiese ding gedoen het. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Christus het gesterf vir sondaars. Maar ek is nie meer 'n sondaar nie, jy is nie meer 'n sondaar nie. Al maak jy nog foute, al
Maak jy partykeer nog droog? Is jy nie meer 'n sondaar nie? Jy's 'n kind van God wat 'n fout maak en God vergewe jou. En hy dink nooit weer daaraan nie. Maar ons as mense en ons as Christene onthou nie, vergeet nie die dinge wat mense verkeerd gedoen het nie. Ons onthou dit. Jesus onthou dit nie meer nie. God onthou dit nie meer nie. Dit bestaan nie meer nie. Ons hoef nie eers reg te wees voordat God ons liefhet nie. God het elke mens lief as hy gebore is. En daai mens kry 'n geleentheid om God aan te neem of nie. En as hy God aanneem, verander sy hele lewe. Jesus het gesterf vir mense wat nog rebels is, wat nog gebroke is, wat nog in sonde leef, wat ver van God af is. Jesus het vir hulle gesterf. Jesus het gesterf vir elke persoon wat sal kies om hom te volg. Kolossense 1 vers 20, en dat hy deur hom alles met homself sou versoen, nadat hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis. Jesus het uit liefde uitgekom sodat daar versoening kan wees tussen ons en God. Sodat ek gaan nou in Engels sê, die divide wat plaasgevind het met die sondeval, die skering wat plaasgevind het met die sondeval, Jesus se kruis is die brug wat ons met God versoen. Daai kruis, daai growwe kruis, het baie meer gedoen as wat ons ooit kan dink. Waar daar eens afstand was tussen God en mens, is daar nou vrede. Het ons nou toegang tot God. Die kruis het die muur afgebreek. Die kruis het die brug oor die afgrond gemaak. Ons hoef nie meer ver of vervreemd te voel nie. Ons hoef nie ver van God af te voel nie, want ons het toegang tot God self. Gaan kyk weer na Johannes 14 vers 17. Jesus het vir ons kom toegang gee tot die Vader. En nou is ons vry. Efesiërs 1 vers 7, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, die vergifnis van die misdade, volgens die rykdom van sy genade. In wie ons die verlossing het deur sy bloed, die vergifnis van alles wat ons verkeerd gedoen het in ons verlede, en dit wat ons ook nog gaan doen, en ons vra, Here, vergewe my, ek het aangejaag, dan vergewe hy jou. Volgens die rykdom van sy genade. Nou, ek gaan nie probeer om God se genade te probeer verduidelik nie. Die Bybel sê, so ver as wat die ooste verwyder is van die weste. Nou, dis effens ver. Jou skuld is nie net verminder nie. Jou skuld is uitgevee. God dink nooit weer daaraan nie. Wie dink daaraan? Wie herinner jou daaraan? Satan en sy gesandte. Ja, jy weet, jy maak nou asof jy so hoog heilig is, maar weet jy, so 10 jaar terug het jy dit en dit gedoen. Hoeveel keer het jy dit al gehoord uit die mond van 'n kerkmens? Weet, daai persoon maak nou asof hy net hierdie heilige mens is. Maar weet jy hoe het hy op sy hond geskree toe hy 5 jaar oud was? Hoeveel keer hoor ons sulke tipe ding? Nou, sulke tipe woorde en sulke herinneringe van mense se verlede kom nie van God af nie, dit kom nie deur die Heilige Gees nie. Dit is die gees van Satan, dit is die gesandte van Satan wat mense herinner aan dit wat jy verkeerd gedoen het. Want God dink nooit weer daaraan nie, maar Satan obsesseer daaroor. Want jy is nie meer wie jy was nie. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Die kruis was die einde van Jesus se aardse lewe, maar dit is die begin van my en jou verlossing. Dit is die begin van my en jou se nuwe lewe. As jy hom volg, is jou verlede nie meer jou identiteit nie. Hoor hierso? As jy Jesus aanneem as jou verlosser en jou saligmaker, en jy volg hom, is jou verlede nie meer jou identiteit nie. As jy, ek gaan net voorbeelde noem, as jy 'n dief was,
is jy nie meer 'n dief nie, jy is 'n nuwe skepsel en jy moet die nuwe lewe leef. As jy 'n prostituut was, is jy nie meer 'n prostituut nie, jy is 'n nuwe skepsel, maar jy moet jou ou lewe agter jou los. As jy 'n bedrieër was, soos wat Jakob 'n bedrieër was, Israel is 'n bedrieër. Maar God het hom dit so vergewe dat sy hele nageslag God se volk geword het. Dis hoe God mense vergewe. Dawid was 'n moordenaar en 'n oorspel pleeg. Jesus is uit Dawid se bloedlyn gebore. Moses was 'n moordenaar. Moses word nie onthou as 'n moordenaar. Moses word onthou as die man van God wat sy volk uit Egipte gelei het, uit slawerny na vryheid. Petrus was 'n visserman met 'n verskriklike humeur. Petrus word onthou as die rots waarop Christus sy kerk gebou het. Paulus het die kerk vervolg. Paulus het Christene doodgemaak. Die meeste boeke van die Nuwe Testament is deur Paulus geskryf. God gebruik nooit jou verlede teen jou nie. Net Satan sal dit doen en sy gesande sal dit doen. God gee jou 'n kans om 'n nuwe mens te wees. En ons moet daai kans met al twee hande aangryp. Ek is nie skaam vir my verlede nie. Ja, ek het baie droog gemaak. Ja, ek het baie dinge wat ek oor spyt is. Maar ek is nie skaam daaroor nie, want ten spyte daarvan het God my so lief gehad dat hy vir my tweede kans gegee. Dat hy my nog steeds gebruik, dat hy nie my roeping van my weggevat het. En dit is wat ons moet onthou, dit is wat Jesus aan die kruis gaan doen het. Jy is nie wie jy was nie. Die kruis het dit alles kom verander. Dis een van die redes hoekom Jesus aan die kruis gesterf het. Maar dit was nie net vir Jesus maklik nie. Ons sien in Matteus 26 vers 39, vra Jesus, my Vader, as dit moontlik is, dat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil. In daardie oomblik in Getsemane het Jesus geweet wat op hom wag. Tog het hy gekies om daarmee voort te gaan. Want sy liefde vir my en sy liefde vir jou het gemaak dat hy nie gevlug het nie. Het gemaak dat hy daai bittere lyding gaan deurgaan het. Vir jou. Hy het 'n keuse gehad, want hy was 100% God en hy was 100% mens. En elke mens het 'n keuse van wat hy in die lewe gaan doen. Of gaan hy God volg, gaan hy gehoorsaam wees aan God, of gaan hy maar op sy eie probeer aankarring en dan moet hy maar net die gevolge dra. As jy Jesus Christus volg, as jy God volg, as jy gehoorsaam is, as jy bereid is om die verandering te doen, dan bring gehoorsaamheid, bring reward. Gehoorsaamheid bring lewe. Maar ongehoorsaamheid, vir jou eie aan te karring, en om nie God te aanvaar as jou verlosser en saligmaker nie, bring gevolge. So jy kan kies, gaan jy beloning kies, of gaan jy gevolge kies? Gaan jy die gevolge van jou verkeerde besluite dra? Maar meeste mense, wat is nie my skuld? Weet jy, daai ou het gemaak dat ek so en so maak. Nee my chom, jy het die keuse self gemaak. En jy het die keuse wat jy self moet maak. Jy het die keuse wat jy self moet maak. Of jy Jesus Christus gaan volg, of jy God gaan
aanvaar en of jy daai pad gaan loop wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. Hy het alles gedoen. Hy het ons al die tools gegee om die oorwinning te behaal. Hy het ons al die tools gegee om in die hemel te kom. Hy het ons al ons tools gegee om na die Vader toe te gaan. Die keuse is, gaan jy dit gebruik of gaan jy maar net op verskonings deur die lewe gaan en met verskonings probeer in die hemel kom ook. Maak die regte keuse. Maak die regte besluit. Want Jesus het sy lewe gegee om vir jou daai keuse te gee. Want dit bewys God se hart. Dit bewys dat hy sy beste gegee het. Dit bewys dat hy dit vir jou en vir my gedoen het. Romeine 8 vers 32. Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ook aan ons alles genadiglik skenk nie? Wat beteken alles genadiglik? Die kruis sê, die kruis se simbool sê, jy is nie net gered nie, maar God het jou ook lief. En jy is geseënd en God het jou begeer, God wou jou gehad het. God het nie net jou vergewe nie, maar hy gee ook vir jou 'n lewe van betekenis, 'n lewe van oorvloed, 'n lewe van vreugde, 'n lewe van vrede, want hy gee nie soos die wêreld gee nie. Jy hoef nie deur hoepels te spring en deur vure te hardloop vir God om jou lief te hê nie. Jy moet net God se liefde aanvaar. Jy moet net die keuse maak vir Jesus. Omdat daar 'n kruis was, is ons vergewe. Omdat daar 'n kruis was, het ek hoop. Omdat daar 'n kruis was, maak die lewe sin. Jesus is die pad. Jesus is die weg. En die kruis is die sleutel wat dit alles vir ons oopsluit. Ons behaal die oorwinning. Ons kan 'n pad met Jesus loop. Ons is vrygekoop vir een rede. Want daar was 'n houtkruis. Hemelse Vader, ons kom vanmôre na U toe. En ons kom vra vir U om ons te help om die erns van die situasie te verstaan. Om te verstaan wat die houtkruis werklik vir ons beteken. Om te verstaan wat daardeur vir ons oopgesluit is. En ons wil vra dat U ons help om 'n keuse te maak vir U. Ons wil vra dat U ons help om U te volg, Here, blindelings. Want Jesus het nie geskroom om op teen daai kruis vasgeslaan te word vir ons nie. Ons dank en ons eer en verheerlik U naam. Dankie vir wat U vir ons op hierdie dag wat ons herdenk gedoen het. Dankie vir die grootheid. Dankie vir die liefde. Dankie vir die genade wat U vir ons bewys het aan die kruis. Ons eer en verheerlik U naam. Amen.